Groet in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus, geliefdes. Mijn naam is Israel Thijs en welkom bij Broodbreek, die programma van die Here waar ons dagelijkse hoofdstuk in die Nieuwe Testament lees, met die doel om ons Christen te vernieuwen en te versterken op een dagelijkse basis. Vandaag gaan ons voort met 2 Korintiërs hoofdstuk 11 van die opskrif lees, Paulus en die vals apostels. As julle maar 'n klein bietjie dwaasheid van my sou kon verdra my tog maar, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesie, aangesien ek julle aan een man, aan Christus verbind het, om julle as 'n rein maagd aan hom aan te bied. Maar ek is bang dat soos die slang vir Eva met sy geslepenheid mislei het, julle gedagtes dalk bederf kan raak, verwyderd van die opregte en reine toewyding aan Christus. Want as iemand 'n ander Jesus kom verkondig wat ons nie verkondig het nie, of julle ontvang 'n ander gees wat julle nie ontvang het nie, of 'n ander evangelie wat julle nie aanvaar het nie, verdra julle dit geredelik. Ek reken inderdaad dat ek in geen opsig terugstaan by die sogenaamde superapostels nie. Ek mag onbedrewe wees as spreker, maar nie onbedrewe in kennis nie. Dit het ons julle in elke opsig en op allerlei maniere laat sien. Of het ek 'n sonde begaan deur myself te verneder, sodat julle verhoog kon word, omdat ek die evangelie van God sonder betaling aan julle verkondig het. Ander gemeentes het ek beroof deur vergoeding te aanvaar om julle te bedien. En terwyl ek by julle was en 'n tekort gehad het, het ek ook niemand geldelik belas nie, want die broers wat van Macedonië afgekom het, het voldoende in my behoeftes voorsien. Ek het my daarvan weerhou en sal my daarvan weerhou, om in enige opsig vir julle 'n las te wees. Die waarheid van Christus is in my. Hierdie roem van my sal nie versoeig word in die gebiede van Achaia nie. Waarom? Omdat ek julle nie lief het nie, God weet ek het. Maar wat ek doen en sal voortgaan om te doen, is om diegene te verhinder wat 'n geleentheid soek om in die saak waarvoor hulle spog, as ons gelykes beskou te word. Want sulke mense is vals apostels, slinkse werkers, terwyl hulle self vermom as apostels van Christus. En geen wonder nie, want self Satan vermom hom as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie vreemd as sy dienaars hulle ook vermom as dienaars van geregtigheid nie. Hulle einde sal volgens hulle werke wees. Ek sê weer, laat niemand my as 'n dwaas beskou nie, of anders, aanvaar my dan nou maar as 'n dwaas, dat ek ook 'n bietjie oor iets kan spog. Wat ek nou gaan sê, sê ek nie soos die Here dit sou doen nie, maar soos 'n dwaas, in vertroue op my eie gespog. Aangesien daar baie is wat volgens menslike standaarde oor iets spog, sal ek dan ook maar oor iets spog. Want julle verdra mos graag dwaase mense, al is julle so verstandig. Want julle verdra dit as iemand van julle slawe maak, as iemand julle uitsuig, as iemand julle misbruik, as iemand hooghartig optree en julle in die gesig slaan. Ek sê dit tot my skande, dat ons te swak geword het daarvoor. Maar waaroor iemand ook al waag om te spog, ek praat soos 'n dwaas, ek waag dit ook. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle nakommelinge van Abraham? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? Nou praat ek sonder verstand. Ek nog meer, oorvloediger in harder werk, meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan en dikwels in doodsgevaar. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreuk gelei. 'n Nag en 'n dag lang het ek die diepsee trotseer, dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder vals broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slaaplose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en naken, en afgesien van nog ander ongenoemde dinge, is daar daaglikse druk op my kommer oor al die gemeentes. Wie is swak, en ek is nie ook swak nie? Wie kom tot struikeling, en ek brand nie van ontsteltenis nie? As daar dan gespog moet word, sal ek oor my swakhede spog. God, die Vader van die Here Jesus, wat lofwaardig is tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. In Damaskus het koning Aretas sy erfnag die stad
Damaskus bewaak om my te arresteer. Deur 'n venster in die stadsmuur is ek toe in 'n mandjie laat sak en het ek aan sy hande ontkom. Amen. En daar ons geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.